Wel, dit is lekker om weer met die boere te gesels. Ons is aan die gang met die nuwe jaar. Die sagte kommoditeite het so effe begin kop optel. Ons het daaroor gepraat laasweek en dit lyk nou vir ons of die rand net een pad ken en dit is versterking. Ja, julle kan onthou, ek het op 'n tyd genoem dat die rand kan regtig verbaas en selfs na R15 toe gaan as dinge regtig behoorlik aan die gang kom. En hoekom sê ons so? Kyk 'n bietjie na hierdie kop en skouer formasie. Hy gaan vir julle baie duidelik sê wat hier aan die gang is. Die kop en skouer formasie in 'n rand is gewoonlik 'n positiewe formasie en julle kan sien, daar's die linker skouer, daar's die reusagtige kop en daar's die regter skouer en ons beweeg gemaklik onder die neckline van R17.27. Maar hierdie formasie wat ons nou sien hier onder die neckline is amper wat ons van praat, amper kan mens sê 'n watervalformasie en daar's net een pad en hy beweeg af. Nou as ons hierdie vlak kom, waar kom ons aan die R15? As ons daai kop na die neckline toe projekteer na onder toe, kom ons doen dit net 'n bietjie, dan kyk ons gou 'n bietjie al die pad na onder toe, daar sy, en dan kan julle sien, daar kom hy uit by R15.11, sê maar R15, na hierdie massiewe versterking wat ons gesien het. Maar intussen, die boere gaan sê, "Joe Frans, ek hoop nie dit gebeur in een reguit lyn nie." Kom ons kyk 'n bietjie na die rand oor die korter termyn. Onthou, hierdie is 'n weeklikse grafiek. So dadelik, daar's die weerstandslyn. Die weerstandslyn sê die rand is baie beslis op 'n versterkende fase. Kyk mooi, daar is die 40 week bewegende gemiddelde. Ons is gemaklik onder dit. Met ander woorde, die momentum is duidelik na onder. En as ons kan sien hierso, ons het nog amper nie eens 'n punt gekry waar hy wip nie. Maar as ons daai lyn tog gebruik wat nou besig is om plaas te vind, dan sien ons 'n dalende wig. 'n Dalende gewig is gewoonlik in die formasie wat 'n verswakking in die rand sal inlei, maar dit gaan eers gebeur. Daar breek hy eers hier by R16.86, R16.88 breek hy en dan kan hy hom terugvat na daai vlak van net 'n rukkie terug op R17.38. So ja, die rand kan ons verswakking gee, maar dis vroeë dae, eers hier bo R16.88 kan dit gebeur. Maar ek wil die program afsluit deur 'n aandeel wat ek laas jaar uitgewys het, Orion Minerals. Dis 'n maatskappy wat in goud, nie in goud nie, ekskuus. Hulle het tog 'n bietjie gouderts ook. Hulle het dit nog net nie begin myn nie. Ek wil net hierso gou daai lyn hoekom maak daai ding nou so vas? Ekskuus julle. Kom ons vat net gou Orion daar. Daar's hy. As ons nou kyk na hom, dan kan ons nou duidelik sien, die aandeel het omgedraai. Ek dink ek het hom hierso vir die boere deurgegee, hier rondom die 20-22 sent vlakke. Onthou net, hierdie maatskappy is hier diskant Prieska geleë in Suid-Afrika. Hulle het 'n groot ertsliggaam van koper wat hulle al baie getoets het en natuurlik het Glencore ook nou vir hulle geld gegee om die myn verder te ontwikkel. Maar vir my is daar iets baie belangriks. Buiten hierdie pragtige lopies wat ons nou hier gesien het, hier is 'n wat ons noem 'n handvatsel. Met ander sien nou hier 'n koppie, daar's die koppie en daar's die handvatsel. So daar kan julle duidelik sien dat hierdie handvatsel en hierdie koppie formasie kan baie beslis 'n been na boontoe gee, maar dan moet die aandeel bo 29 sent konsolideer. So as ons 'n bietjie 'n projeksie hier doen, dan sal ons sien as ons daai van die handvatsel vat en ons verleng hom boontoe, dan kan die aandeleprys hier na 35 sent toe gaan. Hy was laasweek al by 34. Hy is tans besig om winsneming te ervaar en dan as ons nou die projeksie vat na boontoe, dan kan ons nou sien en waarheen kan hy nou gaan as hierdie formasie na bo uitspeel. Maar onthou nou, hierdie formasie speel eers of begin eers in werking tree as die aandeel bo 29 sent beginne konsolideer en my teiken na bo gaan wees 45 sent. So as boere nog nie gekoop het nie, onthou jy kan koop hier bo die 29 sent, gebruik jou keerverlies van 24, dit was lank 'n weerstand, so hou by daai keerverlies van 24 sent, koop bo 29 en as ons gelukkig is kan die aandeel weer terug gaan na 34 toe en selfs na 45 oor tyd. Ek persoonlik dink die aandeel gaan nou asem skep,
want ons het dit die vorige keer gesien, sodra die aandeel hierdie skop kry, daar het hy heeltemal gedaal, eers konsolideer hy, dan skop hy, dan konsolideer hy, dan daal hy weer, en ek dink ons gaan nou weer 'n konsolidasie kry, bietjie van 'n daling, en dan skop hy, want kyk 'n bietjie wat hier is daar is 'n groot volume aandele wat verhandel het. Kyk daardie sprong, daar was 'n sprong hier rondom daai 17-18 sent, maar hier was 'n groot sprong laasweek, hierso baie naby aan hierdie 28, 29, 30 vlakke. So hou dit maar in gedagte, wanneer groot volumes plaasvind, gaan sommige beleggers baie gelukkig wees en baie reg wees, en ander gaan verkeerd wees en hulle vingers verbrand. En woeps, net soos ek praat, daar spring Orion so klein bietjie op, so hou hom maar dop, bo 29 sent lyk die grafiek eintlik baie goed. Nou ja, besoek gerus die webtuiste www.fransklerk.com vir meer inligting en ons kuier weer.